die Alfa en die Omega. U is die begin en U is die einde. In U lig sien ons die lig. Amen. Gemeente, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. As ons nou ons loflied sing, is jy ook welkom om hier voor 'n kers te kom aansteek, as jy dalk ook iets voor die Here wil bring. Kom ons staan en sê ons Here, ons wil U loof, U weldaad roem, want U is die almagtige Here wat wonders doen. Gevra, wat gaan jy vir die Here sê? Die profeet Micha vra, wat gaan ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan, met jaaroudkalvers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde, en hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou, dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Partykeer looi die lewe 'n mens, en dan begin jy oor jou geloof te wonder, en dan is die antwoord wat jy vir die Here gee, nie wat het ek gedoen, nie eers wat glo ek, want partykeer stoei ek om te glo, maar uiteindelik net in wie het ek geglo. Kom ons staan, dan bely ons geloof.
is almagtig, U is onsienlik, U is die bron van alle goed. Here, U is ons God. Dankie dat ons aan U kan vashou en vir U ook kan sê, ons glo in U en ons vertrou op U. Dankie dat U U woord vir ons gegee het en dat U ook daaruit met ons praat. Ons bid nou dat U ook hier sal wees en vir ons sal seën. In Jesus naam. Amen. Kom ons lees vanoggend hier uit Johannes hoofstuk 11. 'n gedeelte wat baie in die Christelike kerk al gelees is, om iets te sê oor die mag van Jesus. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met die reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie U lief is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die verheerliking van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Juda toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog, wou die Jode U stenig, en U gaan weer daarheen. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien, maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig sien nie. Daarna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. En dan gaan die verhaal nou aan hoe Maria ook later uitkom, en dan hier by vers 32, dit kom net so, sê toe Jesus sien, dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met hulle gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet, en was hy aangedaan. En dan later dan staan daar ook dat Jesus self gehuil het. 'n gedeelte wat deur die eeue nogal met trots deur die Christene vertel word. Vertel word hoe dat Jesus magtig is om ook dooie mense gesond te laat word en te laat opstaan. So amper, so met die klap van die vinger, dan kan hy dit doen. Die interessante is, dat die ander evangelies nie hierdie verhaal vertel nie. Dis net Johannes wat dit vertel. So asof die ander evangelies die lig op Jesus se opstanding wil sit. Om te sê, maar ons vat nie al die lig weg, dat daar iemand voor Jesus al opgestaan het. Maar Johannes kom, en hy vertel hierdie verhaal. En as jy nou mooi gaan lees, dan sien jy eintlik gaan dit nie oor die opstanding van Lazarus. Maar eintlik gaan dit oor Martha, wat probeer om haar pyn met haar geloof te versoen. En hoe Jesus
in hierdie proses by haar was. Nou die verhaal ken jy. Jesus was vriende met Martha en met Maria, met Lazarus gewees. Lazarus het siek geword. Jesus was so 3 kilometer van hulle af, nie vreeslik ver nie. Martha laat vir hom weet, Lazarus is siek. Jesus sê, moenie worry nie. Toe gaan Lazarus dood. Toe laat hulle vir Jesus weet. En Jesus, as jy nou mooi lees, dan vat het amper nog 4 dae voordat Jesus die 3 kilometer afgelê het. So hy vat lank. Sy disippels sê vir hom, moenie gaan nie, daar is moeilikheid. Jesus sê, man, hier is goed wat moet gebeur. Martha en Maria laat vir Jesus weet, kom maak hom gesond. En hulle herinner vir hom, onthou, jy is ook lief vir Lazarus, want hy is jou vriend. En Jesus hang, hy wag. Die interessante is, dat hierdie 'n verhaal is, wat nie net daar afgespeel het nie. Maar hy speel baie in elkeen van ons lewens af. Dat jy op punte kom, waar jy net sê, Here, waar was jy? As u hier was. Maria of Martha sê 2 keer, Here, ek glo. Ek glo jy kan dit doen, maar Here, as u net hier was, sou hierdie goed nou nie gebeur nie. Waar was jy? Deur die eeue vra ons, waar was die Here? Ek sit bietjie goed daai styfies op net. En jy kan hulle sommer so vinnig laat weer hardloop van ons af. Jy herken die goede. Nou van hierdie aardbewing. Hoeveel is mense nou al dood? Hier oor die 6000 as ek laas gehoor het. Waar was die Here? Die een vrou pleeg selfmoord. Haar man kan dit nie verwerk nie. Hy kry depressie. Uiteindelik as gevolg van die depressie verloor hy sy werk. En hy sê, Here, ek sou nie deur hierdie goed kon kom as u nie daar was nie, maar Here, hoekom ek? Weet? Waar was die Here? 'n Egpaar bid vir 'n kind. En dan word die kind uiteindelik gebore. En dan, 'n paar jaar later, dan is daar 'n swemongeluk. En die kind verdrink. En die egpaar vra, maar waar was die Here? Sien, wanneer hierdie goede begin gebeur, en ek begin vra, maar Here, kon u nie gekeer het nie, waar was hy? Dan begin jou geloof aangetast te word amper. Ek sê aantas, want partykeer word pyn so groot, dat jy op 'n punt kom, waar jy sê, maar ek weet nie meer nie, ek weet nie wat ek glo nie. En daarom hou ek van Willem se vraag hier in die begin. Dat ek uiteindelik sê, ek weet nie wat ek glo nie, maar ek weet in wie ek glo, maar wat ek van hom glo, ek verstaan hierdie goed nie. En dan begin ek skuldig voel, oor ek vra. Hoekom laat die Here goed toe? Kon hy nie verhoed het nie? Het God my nie lief nie? Straf God my deur hierdie goede wat gebeur? En dan begin 'n mens se geloof baie keer geskit te word. En dan kom ek by mense. Dan sê hulle vir my, weet jy hoe moeilik was dit vir my om weer kerk toe te kom? Na iets met my gebeur het. Dit is so moeilik om daar te kom sit, want partykeer is ek kwaad vir die Here. En ek mag nie kwaad wees nie, en daarom voel ek skuldig, en daarom kruip ek weg. Wat doen Jesus met Martha en met Maria? Eerste ding wat hy doen, hy huil. Nou, hoekom huil hy? Ons het nou nogal in ons Bybelstudiegroep die ding verlede Woensdag gepraat. Hy huil nie omdat Lazarus dood is nie,
Want hy weet, hy gaan hom nou gesond maak. Jy weet, hy het dit lankal al gesê, hy weet, jy weet so, hy huil nie daaroor nie, maar waaroor huil hy? Hy huil oor twee goed. Hy huil, omdat hy huil saam met Martha en Maria. So, hulle trane maak hom huil. Dis die eerste ding. Maar die dieper ene is, hy huil, wanneer mense, wanneer geloof verduister word deur pyn. Wanneer mense nie meer vir God kan raak sien, omdat hulle seer het nie. En daarom huil hy. En hy huil omdat geloof partykeer nie meer vir mense sin maak nie. En dan huil hy. Die interessante is, Jesus huil nie net nie, hy doen ook iets. Wat doen hy? Wel, vir Martha Maria het hy gegaan en vir Lazarus gesond gemaak, maar hy het geweet, dis ook maar, hy moet in elk geval weer oor 'n jaar of wat doodgaan. Weet jy, dit is wat hulle nou nodig het. Maar pyn kan hy nie wegvat nie. Laat my amper dink aan die verhaal van die sendeling, wat hier in die Filippyne het hy die verhaal vertel. Hy was 'n klein dogtertjie gewees, wat altyd, as hy daar is, dan kom loop sy saam met hom, en as hy weer in die dorpie kom, dan is die dogtertjie weer hier, en sy loop saam met hom, en op 'n dag, kom hy daar, en die dogtertjie is nie meer daar nie. En hy vra vir die ma, waar is sy? Ma sê, nee, sy's dood. Ons het nie kos gehad nie. En die sendeling, omdat hy regtig geglo het, dit kon gebeur, sê hy, maar ek sal bid dat sy weer lewendig word. En toe sê die ma, toe maar, ons gaan in elk geval daarna weer nie kos hê nie. Sien, Jesus kom nie, sê hierdie gedeelte, om pyn weg te vat. Maar hy kom om saam met ons, ook wanneer ek swaar kry, te loop. En ook wanneer ek swaar kry, te huil. Hy loop hierdie pad met ons, nie om ons van pyn te laat ontsnap nie, maar hy loop hierdie pad om ons te lei op 'n pad van medemenslikheid, waar ons saam verantwoordelikheid neem vir mekaar se genesing. Kom ek gaan hom so 'n bietjie anders sê. Baie keer, en jy kan dit in jou eie lewe weet, met allerhande goed wat met jou gebeur het ook. Baie keer is pyn die eerste stap van genesing. En wanneer jy dit waag om mense in te nooi in jou eie seer, dan gee jy so 'n treukie in die onbekende in. En dan begin jy agterkom hoe kosbaar raak elke stukkie genesing wat daar op jou pad kom. Net na Lazarus opgewek is Jesus in Jerusalem aan, en is hy gekruisig, en het sy pyn begin. Nou weet jy ons, dis nie daar gestop nie, hy het ook opgestaan. En daarom, ek dink die een ding waarin ek en jy vandag kan vashou, is om te sê, hy huil saam met ons. Ja, maar hy is ook ons hoop. Hy het opgestaan. En daarom, broer, suster, jong mens, hoef pyn nooit in konflik met geloof te wees. Moenie dat jou seer en jou swaar en die gaga goed wat met jou gebeur, tussen jou en God kom staan. Wat sê hy? Hy sê, hy loop hierdie pad saam met ons. Hy huil saam met ons.
Hy is by ons en hy is die een wat vir ons hoop gee. Vir stukkies genesing. Elke keer wanneer jy jouself oopmaak, elke keer wanneer jy aan hom vashou, dan kom daar stukkies genesing. En uiteindelik is hy ons hoop. Die een wat na wie toe ons op pad is. En wanneer ek dan, soos Willem sê, daar by die poorte aankom, dan gaan ek nie sê ek het hierdie goede gedoen nie. Ek kan sê ek het oor hierdie goed gewonder. Maar ek kan sê, Here, ek glo in U. Al maak ek 'n klomp goed hier rondom, nie sin nie. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons aan U kan vashou. Dankie dat U ons hoop is. Dankie o Christus dat U vir ons gelei het. Dat U verstaan wat dit is om te ly. Dankie dat U opgestaan het. Dat U die opgestaane Here is en dat ons aan U kan vashou. Dankie o Gees dat U in ons is en in ons woon. En dat ons in hierdie tyd al hoe meer ook kan beleef dat U 'n God is wat vir ons lief het. Here, ons wil vandag bid vir elkeen van ons wat hier is. Here, daar is soveel van ons hier wat sukkel met goed, wat seer het oor goed, wat kwaad is oor goed. Here, ons wil bid dat ons hierdie goed alles na U toe kan bring. Ons bid in die besonder vandag ook vir Tannie Betty, of vir Benny, wat vir Bloukie verloor het. Here, dat U by haar sal wees, dat U ook sal krag gee, dat U ook sommer net stukkies genesing ook gee, ook wanneer ons ook omgee. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Hy het gespeel, voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamgaan, dat hy op hierdie pad met jou gaan. En op hierdie pad het ek 'n gebed, wat ek bid, Here, neem my lewe, maak dit soos wat U wil dat dit moet wees. Kom ons staan.
ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle almal wees.